Daar is hy. Julle kan maar sit. Ek gaan nie sê neem julle sitplekke nie, maar ons nou nog nie meer sitplekke hê nie. Het is goed om julle te sien vanoggend. Ek is opgewonde en dit is vir my 'n voorreg om vir julle 'n boodskap te bring. Ek is 'n bietjie onseker oor hierdie boodskap. Dit is 'n moeilike boodskap. En ek het so in die uitwerk van die affære het ek so nou en dan my mind gechange. Toe sê my vrou vir my, as dit is wat die Here wil hê jy moet vir die mense sê, dan sê jy dit vir hulle. So julle gaan vir julle kry. Is dit reg? Amen. OK. Nee, ek glo dit is nodig om te hoor. Ek gaan julle so 'n bietjie omkrap, maar ek wil julle laat dink. Dis eintlik waaroor dit gaan. So kom ons bid saam. Ons open die diens met 'n gebed. Ons Vader in die hemel, ons wil vanoggend weer vir U dankie sê. Nog 'n geleentheid te hê om in die naam te vergader, Here, as 'n gemeente deel van die groter liggaam. Ons dankie Here, ons wil U eer. Ons wil van U hoor in die vorm van hierdie boodskap. Hoor wat U vir ons wil sê vanoggend, Here. So ek vra Here dat U my lippe sal seën, my gedagtes sal gevange hou sodat U boodskap oorgedra kan word en net U boodskap. Seën ook so elke mens hier vandag se ore en ons harte sodat ons kan hoor en ontvang dit wat U vir ons instoor het, Here. Seën ook die voortsetting van hierdie diens. Dat alles tot stigting sal wees en tot eer van U heilige naam. Amen. OK, ek wil vandag begin met 'n vraag. Dit is nie 'n moeilike vraag nie, ek dink ons almal weet dit. My tema van vandag is die blye boodskap. Die blye boodskap. Die goeie nuus. Julle almal het nou al gehoor van dit. Wie kan vir my sê wat is die blye boodskap? Ek gaan julle klou gee. Ons kry dit daar in Romeine 3 vers 23 tot 24. Ek gaan dit lees. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Dit is die blye boodskap. So eenvoudig gestel, ons verdien die dood en Jesus het vir ons gesterf sodat ons dit nie hoef te deel te hê nie. Maak dit julle bly. Amen. Julle lyk nie vir my vreeslik opgewonde nie, maar ek verstaan hoekom. Dis hoekom die boodskap hier is, julle sien. Nou meeste van ons ken die skrifgedeelte en ons glo dit en ons dink ons verstaan dit, maar ek het agtergekom daar is so 'n bietjie verwarring hieroor. Met rede. So ek gaan my bes probeer vandag om julle te laat verstaan hoe volledig en klaar Christus se offer vir my en jou was. Nou om dit te verstaan, dis nou die moeilike gedeelte, moet ons 'n bietjie verstaan van God se karakter. Kyk, ons kan God nooit ken in sy volheid. Ons is te nietig en te klein. Maar ek wil hê ons moet so 'n bietjie iets verstaan van God se karakter. Dit gaan 'n paar goeters vir julle duidelik maak. God is heilig. Dis die eerste ding. God is heilig. Hy is almagtig. Ver bokant ons begrip en ons verstaan. Buite ons begrip van tyd en ruimte, hy's groter as alles wat ons kan verstaan. Nou die een ding wat ons geleer het, wat hulle nogal op ons neergedruk het op college is, God is regverdig. Wat beteken regverdig? Dis nie as twee mense beklei, die een wat groter is aan die een moet nou nie kleintjie boelie nie. Dis nie die regverdigheid waarvan hier gepraat word nie. Die Engels sê dit vir my so 'n bietjie beter. Hy sê God is just. It's a God of justice. Wat beteken justice? Dit wat jy verdien, gaan jy kry. Die loon van die sonde is die dood. Nee. In sy volmaakte heiligheid is daar geen ruimte vir ongeregtigheid nie. Niks. God is heilig. Alle ongeregtigheid is onaanvaarbaar. Hy kan nie saam met dit om daarmee vereenselwig nie. Dit beteken hy sal nie ongeregtigheid sommer net voorsien nie. Dis 'n moeilike een. Nou gaan ek julle skok en omkrap. God vergewe nie.
Niks, nooit, God vergewe nie. Anders is hy nie 'n just God nie. Sy regverdige aard beteken dat hy nie ongeregtigheid kan vergewe nie. Nou as ek hier stop, is dit nou verskriklik. Okay, hou vas. Sonde moet gestraf word. Daar is geen ander manier. Niks kan voor God staan wat nie perfek en volmaak is. God het die mens geskep. Hoekom? Ek moet eerlik wees, ek weet nie. Dis vir my 'n mind-boggling affair. Hoekom het hy die mens geskep? Was hy eensaam? Was hy alleen? Dis een van daai goeders, ek noem dit my file 13, ek sit dit daar agter, ek verstaan dit nie, so is bokant ons begrip, ek weet nie hoekom nie, die almagtige God het besluit om te skep, en ons is deel daarvan, of jy dit nou like of nie, jy is deel van die skepping. En wat ek uit die Bybel aflei, het hy ons geskep vir sy eer, vir sy plesier, sodat ons hom kan dien en hom kan lief hê. Sodat ons hom kan lief hê. Dis 'n belangrike deel van die boodskap. Hoe kry jy dit reg dat iemand jou lief hê? Toe julle nou julle mans gedate het, hoe het jy dit reg gekry dat jy julle moet lief hê? Ja? Jy moet hom ons nou die hof maak, jy moet hom date, jy moet hom impress, jy moet hom lief hê. Ek as hy nie 'n keuse gehad het, sou hy julle kon lief hê. As daar nie 'n keuse by betrokke is nie, is liefde nie moontlik nie. Kan nie. As hy nie kies nie, as hy gedwing is om jou lief te hê, dan is dit nie liefde nie. Dis maar hoe dit werk. So om dit moontlik te maak, moet 'n mens kan kies. Né? Mens is geskape met 'n vrye wil. Hy het ons juis geskape met 'n vrye wil, sodat ons hom kan lief hê. Vir geen ander rede nie. Dis nie dat ons kan kies om ons beter te maak, ons moet kies om hom lief te hê. Dis waaroor die vrye wil gaan. Maar die vrye wil kom saam met 'n klomp ander goeders. Dit maak die deur oop vir 'n klomp nonsens. Verstaan julle wat ek sê? Geen liefde is moontlik sonder keuse nie. Nou, Adam was perfek. Adam is perfek geskape en hy het saam met God in die tuin gewandel elke dag. Daar was fellowship. Adam het God gekies. Great. En toe? Toe kies hy teen God. En groot gemors. Julle mensdom agterna, ons lees in Genesis 3. Ek het altyd gedink, wat kan so erg wees, Eva eet 'n vrug en Adam eet ook 'n vrug, wat dis nie heeltemal waaroor die storie gaan nie, dit gaan oor die val van die mens, dit gaan by implikasie daarvoor, dat hulle gekies het teen God. En die hele mensdom is in sonde verval. So die uitkringe daarvan is enorm. Is nog een van daai goed verval 13, ek verstaan nie heeltemal nie, maar dis hoe dit is. Nou 'n heilige regverdige God sal hom nie met sonde vereenselwig. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Loon van die sonde is die dood. Die laaste liedjie wat ons gesing het, beskryf nog 'n karaktertrek van God. God is ook liefde. Wat doen 'n regverdige God wat nie sonde kan oorsien of vergewe nie? Om daai sonde gestraf te kry, om iemand te laat betaal vir daai sonde. Iemand moet betaal. En hy wil nie hê dit moet ons wees nie. So wat doen hy? Dit is die blye boodskap.
ons kyk, ek het nou my plek verloor. Hy word mens en hy leef 'n sondelose lewe in die gestalte van Christus. Ek het al baie oor dit gedink. Dit wat die mens kan verstaan van God op die oomblik wat hulle dit nodig het, word hy vir hulle dit. Die verskil, jy weet, daar is 'n klomp name van God vir God. God is, ek het nou nie dit spesifiek gaan navors nie. Op die regte tyd het God mens geword in Christus. Dit gaan ook so 'n bietjie die drie eenheid laat beter verstaan. Christus is God. Die Heilige Gees is God. God is God. Ons klein breintjies verstaan dit as drie verskillende, is een God. So hy word mens en hy betaal self vir die sonde. Ten volle. Hy het die prys betaal. Niks wat ons kan doen, of sê, of probeer, of beloof, of smeek, of enigiets wat ons doen, kan enigiets daarby voeg nie. Kan ook nie enigiets daarby wegvat. Nee. Kies hom net. Dit gaan oor kies. Kies God. Nie soos Adam kies teen God, hy kies God. Ek en jy is nie goed genoeg vir 'n heilige, almagtige God nie. Wat ook al jy sê of doen, maak jou nie minder sleg of meer sleg nie. Ek gebruik met opset die woord sleg. Ons dink ons daar's goeie Christene en minder goeie Christene en God het alles mooi gemaak en goed gemaak. Maar die mens het homself sleg gemaak. Sleg. Baie Christene glo mos hulle is nie so sleg, want hulle doen mos die goeie werke. Hulle Christelikheid maak hulle aanvaarbaar voor God. Hulle ken daai storie, né? En dis dieselfde mense wat ons noem die val en opstaan lewe. Hulle ken dit, val en opstaan lewe. Waar hulle eendag op 'n haai is en hy vertrou dat hulle gered is en ons sal hemel toe gaan en die volgende dag is hulle ellendig. Want hulle het iets gedoen wat hulle nie moes doen. Daar was een of ander sonde, en nou is hulle ellendig en nou is hulle nie meer goed genoeg om deur God aanvaar te word nie. Een of ander sonde het hulle oorval en nou is daar weer 'n nuwe bekering nodig. Ons het in die vorige gemeentes nogal stryd gehad met mense wat hierdie wettiese opvatting gehad het. Jy moet dit en as jy iets verkeerd doen, dan is jy nou weer verlore en nou moet jy weer van voor af smeek en op jou knieë en repent en so, nou en dan iets verkeerd gedoen, dan is hulle weer verskriklik jammer. Is hulle jammer, ek is jammer Here en help, vergewe my. Nou word daar weer gesmeek en gekerm vir vergifnis en met selfbeheersing en brute krag en determinasie veg hulle teen die sonde. Nou ons moet weerstand bied teen sonde, moet nou nie verkeerd verstaan. Jy is besig om heiligmaking na te streef, so ons veg teen die sonde, maar vir 'n heel ander rede as wat hierdie ouens dit doen, hoor. Nou kort voor lank dan voel hierdie ou selfversekerd en hy sommer veroordelend as hy daai sonde nou oorwin het. Nou veroordeel hy mense wat nog met daai selfde sonde sukkel. Maar hy dink nie die ander sondes wat nog in sy lewe wegkruip wat hy weer nog steeds sukkel nie. Maar daai sonde het hom nou gebied. Voorbeeld, ou wat op drugs was. Hy het nou nie meer op drugs nie. Jy wil gehoor, ek sien hierdie videoetjies op Facebook, dan praat hy. Dit is iets verskrikliks, dit is veroordelend en julle is verdoem hier. Wat van die ander goed ou? Dis nie net dit nie. En so asof hulle hard gewerk het vir hulle verlossing en hulle verdien dit. Ja, ons het gewerk daarvoor, nou verdien ons dit. Maar net so rukkie later, dan begin die siklus weer van voor af. Daai oomblik is hy op die haai, net so rukkie later, val hy weer. Ek weet, ek praat hierdie uit ondervinding. Ek was daai ou. Ja. En ek verstaan nogal hoekom dit so gebeur. Ons kyk na die wêreld waarin ons lewe. Ja. Wat die Vader vir goed bedoel het, om ons van ons hopeloosheid bewus te maak. Dit het die Satan verdraai.
En hy gebruik dit om ons weg te dryf van ons skepping af, van ons Skepper af. Kan julle aflei waarvan praat ek? Een van die grootste geskenke wat die Here ons gegee het, was die wet. Die wet. Dit gaan ons nagestank. Romeine 3 vers 20 sê, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. So jy kan die wet probeer nakom en bewaar soos wat jy wil, al kry dit reg tot op nommer 99, jy gaan dit nie reg kry. Die wet is daar gestel vir ons om ons te wys wat sonde is. Die wet ontbloot sonde, dit maak nie sonde gesond nie. Die hele punt van die wet is om my te wys, nee, ek kan dit nie doen nie. Ek is 'n slegte, vuil sondaar. Gebooie kan jou nie skoon was nie. Dit wys net wie jy regtig is. Die wet is 'n leermeester wat jou lei na Christus. Hy is die enigste een. Hoekom? Want die wet maak jou 'n sondaar. Dit maak jou nie 'n beter mens nie. Dit wys net hoe sleg jy is. So weer 'n vraagie, waarom het Jesus in Matteus 5 vers 17 gesê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Julle almal ken daai skrifgedeelte, ons hoor dit oor en oor. As jy nou sê, ek is nie meer onder die wet nie, dan sê hulle maar. Matteus 5:17 sê, Jesus het nie gekom om die wet te ontbind nie, jy moet. Is dit waaroor dit gaan? Hy sê, ek het nie gekom weg, ek het nie kom wegvat of vernietig nie, ek het kom vervul. Want ek en jy kan nie. Hy het kom vervul, want ek en jy kan nie. As ons kon, was dit nie nodig vir hom te kom nie. Verstaan julle daai ding? Daar is 'n uitvloeisel vir die ene. Dis die moeilike ene waarvan ek gepraat het. Nou goed julle my wil kruisig. Dit is nie so erg nie, man. Dink 'n bietjie wat hy sê as hy sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Johannes 14 vers 23. Julle kan dit daar lees. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Nie omdat julle my liefhet, onderhou julle my gebooie. Nee. Hy sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. So wat sê hy nou eintlik hier? Julle het my nie lief nie. Dis wat hy sê. Julle het my nie lief nie. Ons kry so baie mooi goedjies op Facebook en op Instagram en alles. Ons het die Here so lief, ons het die Here so lief. Hulle lieg. Hulle het nie die Here lief nie. Jesus se eie disippels het hom nie lief gehad nie. Vers 28 van Johannes 14 sê, julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees. As julle my lief gehad het. So wat sê hy? Julle het my nie lief nie. Kan julle die boodskap onthou wat Pastor Jago so 2 weke terug gedoen het oor Petrus? Ek kan jou nie dank. Sorry maar. Jesus het 3 keer vir Petrus gevra. Petrus, hy sê vir Simon, het jy my lief? Dan sê Simon, ja Here, jy weet dat ek jy lief het. Sê Jesus vir hom, Simon, het jy my waarlik lief? Ja Here. En 'n derde keer sê Simon, het jy my waarlik lief? Toe gaan Simon se oogies oop. Petrus, toe sê hy, Here, jy weet alles.
Dis 'n moeilike een. Maar die goeie nuus is, wanneer jy besef en aan jouself erken, ek het God nie waarlik lief, gebeur iets merkwaardigs, belangriks. Ek ken God nie, ek het hom nie lief nie, ek het gedink ek kan God gebruik, ek was verkeerd. Selfs al is ek so onnoosel en arrogant om te dink, ek kan hom lief hê. Kom wys hy my deur die wet. Dis nie so. En? Hy het my nie neergeslaan nie. Hy het my nie laat betaal vir my sonde nie, hy maak my nie dood nie. Hy offer homself vir my. Really? Dankie, Here. Ek kan U nie waarlik lief hê nie, ek verdien net verdoemenis, maar in plaas daarvan dat U my verdoem U seun in my plek. O, Vader, ek is 'n slegte mens wat die hel so vuur verdien, maar Here, U red my. U kies my. Dankie, Here. Verstaan julle iets hiervan? Selfs 'n verkeerde gedagte by die beste, vroomste Christen, wonderlikste Christen verdien die dood as straf voor 'n heilige God. Sonder Christus is ons totaal verlore. Sonder Christus is jy totaal verlore. Daar's niks wat jy kan doen om dit te verander nie. In ander woorde gestel, God het ons in Christus gered van homself. Nie gered om beter lewe, beter om best life now. God het ons gered van homself, van sy toorn, van sy heilige toorn. Hebreërs 10:31 sê, dit is verskriklik om in die hande van 'n lewende God te val. Ons God is 'n verterende vuur. Hy is heilig, almagtig. Ons is nietig klein. Ons is al soveel nonsens geleer en geïndoktrineer deur videoetjies en goeters van God is jou maatjie en man upstairs. Ons het ons respek verloor vir God. God is God. Al hoe jy met God kan enigstens iets uit te waai is deur Christus. Elke ander godsdienst op aarde is gebaseer op werke. Wat kan 'n mens doen vir sy God? Wat doen ons vir ons God om hom tevrede te stel? Ons moet hom net klomp goeders, ja. Hindoes, boeddhiste, moslems, elke godsdienst buiten Christendom fokus op opheffing van die mens. Om goed genoeg te wees vir sy God. Ek weet hier is 'n harde boodskap, maar ek dink is nodig. Die Satan het al die Christen geloof so mislei dat dit algemeen aanvaar word dat ons 'n klomp goed moet doen en jy moet so wees en so wees en jy moet op 'n sekere manier optree om 'n goeie Christen te wees. Onthou julle hoe ernstig God was met die Israeliete dat hulle nie mag meng met ander volke nie. Nou ons vandag se moderne tyd sê ons net God is 'n vrede God. Hy het volke verdelg en mense doodgemaak en goeters. Daar was 'n rede voor. Israeliete kan nie meng met enige ander geloof nie, want hulle gaan beïnvloed word. Hy wou sy geliefdes beskerm teen invloede wat mislei en wegtrek van sy volmaakte wil. Dis in die tyd wat die Bybel geskryf is. Die Bybel is ons riglyne. Almal van ons rig ons lewens volgens die Bybel, ons veronderstel. Die Bybel moet geskryf word, so daar's nie draadjies te loop en nonsens aan te jaag nie. Hy's konsekwent. As
dit so sê dit moet so wees, dan moet dit so wees, maar dit gaan in die Bybel opgeskryf word. Dan is dit so. So daar was goeders wat vir ons verskriklik klink. Die arme ou wat die ark gevat het, toe die osse gestruikel het en dood, Dawid se maatjie. Dit was vir my 'n vreeslike storie. Die osse struikel, die ou doen net goed, hou mos dood. Sy naam was Issa. En Dawid was baie kwaad daaroor. God se heiligheid word gewys. As dit so is dit so. As ons die volheid van wat Christus vir ons gedoen het net kan besef, dan sal ons bereid wees om ons lewens vir hom te gee. Maar nou wil die mens God bevraagteken. Ons hoor so baie goetertjies wat mense onder die Satan se invloed kwytraak. Ja, God is selfsugtig. God is jaloers. Hy is sigself gesentreerde tiran. Ek het nou so 'n video gekyk van nou so ruk terug. Regtig? Ek het 'n vrou vir wie ek baie lief is. Sy nou siek, ons gaan na hospitaal toe vat net nou en ek het 3 kinders vir wie ek net so lief is. Nou as een van my kinders by iets betrokke raak wat hom gaan erge skade doen, wat hom sy lewe gaan kos, wat hom gaan vernietig en ek trek hom nie nader na my toe waar hy veilig is nie. Verstaan ek mos nie liefde nie. Ha? As 'n ou hier kom en hy wil my vrou tyd, hy probeer haar afvry vir my af. En ek is nie jaloers nie. Dink julle ek het haar lief? Dis waar God vandaan kom met hierdie goeders. Daar sal geen ander gode voor my aangesig wees nie. Hulle gaan jou vernietig. So bly by my, ek sal jou beskerm. Ons kan nie probeer heilig en opreg leef om mense te impress en vir God te impress en om vir onsself meer belangrik te laat voel. Ons rig ons lewens om verder en verder weg van die bose en nader aan God te leef. Omdat God goed en ewig is. Al die ander goed is tydelik boos. Ons lewens word al hoe meer opreg en heilig. Uit dankbaarheid. Om ons Vader te eerbiedig. En dit kom nie eens uit onsself uit nie. Dis hy wat dit in ons doen. Ons het niks om op te roem nie, regtig. As ons hom toelaat. So in elke situasie, kies God. Wat sal vir hom aanneemlik wees? Mense dra ons hierdie goedjies, what will Jesus do? Ek is vir die verkeerde redes. Kies God. En nie die bose kies nie. Filippense 2 vers 12 tot 13, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Daar is nog 'n dieper betekenis aan hierdie ene. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Moenie eerbied en ontzag en vreeslik werk om verlos te word of om verlossing te verdien nie. Jy moet jou daarop toelê om as verloste mense te lewe. Jesus het die prys betaal, jy is verlos. Ons gaan hemel toe. Die res van die vers sê, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Die kenmerk van 'n ware Christen is nie sondeloosheid nie. Jy kan nie vir my mense wys wat sondeloos is. Hele spul van ons is sleg. Nou, ek gebruik dit nou vir die hoeveelste keer die sleg affære, om dit so 'n bietjie konteks te gee. Ons is weinig minder as hemelse wesens, het God ons geskape. So, God het jou wonderlik geskape. Jy is uniek, jy is pragtig, jy is alles goed. Maar teenoor 'n heilige, groot God, is jy sleg.
belangrikste vaste vertroue aan Jesus Christus alleen vir jou verlossing. Niks anders nie. Jesus Christus alleen. So wat moet ek en jy doen om gered te word? Glo in Christus, aanvaar sy volmaakte offer. Jy kan niks daaraan byvoeg nie, jy kan niks daaraan wegvoeg. Johannes 10 vers 28 is seker een van die verse wat vir my die beste uitstaan. Ek het al voorheen vir julle gesê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dis vir my die goeie nuus. Dis die evangelie, die blye boodskap. Niemand sal ons uit God se hand ruk nie. Nou hoor ek al die hoogheiliges wat vir my gaan sê, maar ja, wat van Matteus 7 vers 21? En dit ondersteun vol my thoughtproses. Kom ons lees Matteus 7 vers 21. Ek dink dit moet op die behoorlik wees. So waar. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Is julle al bang gepraat deur daai vers? Dit het my nou al redelik aan die druk gehad hoor. So vir mense hierdie goed sê, ja, nie elkeen wat sê, Here, Here, sal hemel toe gaan. Regtig, het jy die vers in konteks gelees? Weet jy wat voor dit geskryf is? Weet jy wat na dit geskryf is? Weet jy hoekom dit geskryf is? Dit is my baie keer moeilik. Ons vertalings het soveel verlore gegaan. Daar's mos hierdie nuances en goeders wat in die Grieks, soos wat hulle dit geskryf het. Die mense verstaan dit op 'n sekere manier. En ons vertalers kom en hy vertaal dit direk. En ons weet nie wat is die kulturele agtergrond agter dit en hoe dit gaan nie. Hierdie vers is nie eers so moeilik nie. Ek hoef nie eers so diep te gaan nie. Die vers hoef jou nie onseker te maak. Kom ons kyk na die konteks en ek dink dit gaan julle bless. Matteus 7 vers 15 en 16. Dis die verse net voor dit. Dis waaruit hierdie gesê is. Sê pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Onthou hierdie gedagte, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Ok, hou vas. Nou kom ons gaan verder met daai ander stukkie. Kom ons lees vers 22, ek het dit in die King James version opgesit. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Have we not prophesied in thy name? Wat is die eerste ding wat hulle noem? Profesie. Hulle het geprofeteer. Hulle het geprofeteer. And in thy name have cast out devils. Wat is duivels uitdryf? Bevryding. Ons het duivels uitgedryf. Okay. And in thy name done many wonderful what? Works. Werk. Ons het wonderlike goed gedoen. Waarin stel hulle vertroue? In Christus? Of in hoe goed hulle is? Wat ons gedoen het? Dan sê Jesus vir hulle in vers 23, And I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. As ons bang gepraat, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Julle wat ongeregtigheid werk. Wat beteken iniquity? Wat is ongeregtigheid vir God? Hy sê julle sal hulle ken aan hulle vrugte. Onthou julle die vrug van die Gees. Galasiërs 5:22. Liefde, blydskap, vrede, geduld, al daai goeders, vriendelikheid. Maar 'n bietjie dieper. Wie is die vrug waarvan Lukas 1 praat? Aan hulle vrug sal julle hulle ken.
Ek gaan Lukas 1 vers 41 en 42 lees. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep: Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die wat? Die vrug van jou moederskoot. Wie is die vrug? Christus. So hierdie mense het vertrou op werke en op gawes, nie op Jesus wat die vrug is nie. Ek wil julle net laat dink met hierdie boodskap. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, U is die beste. Dankie o Here dat ons hierdie nuwe week kan ingaan met die wete dat U nie vir ons kwaad is nie. Ons dankie vir U voorskrifte wat ons beskerm om nie seer te kry nie. Ons dankie dat U geduldig is met ons, Here. Ek wil U vra om ons te leer om sonde te haat en te vermy. Laat alles wat U bedroef, ons ook bedroef maak. Wees met elkeen van ons waar ons nou huiswaarts keer. Ek bid dat U ons sal lei en beskerm deur hierdie week, onbekende week. Bid ook vir my vrou, Here. Seën elkeen van ons met die keer van die goddelike seëninge. Nie omdat ons dit verdien nie, Here, maar omdat U 'n liefdevolle en 'n goeie God is. Bring ons weer volgende Sondag hier by mekaar om as 'n gemeente te ontmoet. Dit vra ons in die naam van Jesus. Ons gee aan U al die lof en al die eer. Amen.